die Erasmus. Ons is bevoorreg dat ons mag weet, ons kan hier wees met die verwagting dat die Here ons sal troos. Hy is ook immers deur sy Gees hier met ons en ons hoop en ons gebed vanoggend is regtig dat ons sal beleef hoe dat die Here ons troos. Hoe hy kom en vir ons vrede gee wat nie in woorde verduidelik kan word nie, hoe hy ook ons trane afdroog. Vir die van julle wat dalk nie weet nie, my naam is Stefano de Villiers. Ek is getroud met een van ouma Lettie se klein dogters. Baie dankie ook aan elkeen van julle wat moeite gedoen het om vandag hier te wees en ons as familie te ondersteun. Ons waardeer dit opreg. Kom ons begin ons troostdiens vanoggend deur ons oor doelbewus nie op die dood te rig nie, maar op die Here. Die Here wat lewe is en lewe ook aan ons skenk. Ons hoor in die woorde waarmee ons begin uit Psalm 103, hoe die Here goed is, hoe hy genadig is en hoe hy met ons bemoeienis maak. Ons lees dit saam. Psalm 103 van vers 2 af. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat my van siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons ongeregtighede nie, vergeld ons nie daarvoor nie, want so groot as die afstand is tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm hy hom oor die wat hom dien. Hoe genadig is die Here nie, dat hy sê, hy ontferm hom oor ons nie, hy kom en hy vou ons toe met sy troos en met sy krag, wat ons elkeen dit ook vanoggend regtig beleef. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, selfs in hierdie oomblikke van hartseer en verlange, kan ons nie anders as om ons gebed te begin deur U te loof en te prys. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die almagtige en terselfdertyd is U ons wat in U glo se Vader. Dis vir ons 'n onsaglike groot troos wat ons weet. U is ons Vader wat beloof, nie 'n haar sal van ons koppe val sonder dat U daarin met ons is nie, sonder dat U daaroor beskik nie, sonder dat U ons nie vashou. Dankie dat ons vanoggend hier mag wees met die verwagting om voor U voete troos te ontvang. Dat ons kan weet, U is nie 'n God wat in U almag daar een kant ver is nie, maar U is 'n genadige God wat afbuig na ons toe. Ons help en ons lei en met ons geduldig is en ons krag gee en ons troos gee in hierdie oomblikke wat ons erken en bely dat ons dit net van U kan en wil en sal ontvang. Here, ons wil U dank dat ons vir ouma Lettie, ons ma, suster, ouma, vriendin, medegelowige, dat U haar aan ons geskenk het vir soveel jare. Dankie vir die tyd wat ons saam met haar kon geniet. Dankie dat elkeen van ons 'n stukkie van ons lewenspad saam met haar kon loop. Ja, Here, ons erken vanoggend dat ons net vanuit U woord en deur die werk van U Heilige Gees troos en krag sal ontvang. En daarom pleit ons nou, as ons van saam lees uit U woord, die boodskap daaruit verhoor dat U met ons sal wees. Maak hierdie woorde wat ons gaan lees en hoor vir ons lewe. Maak dit vir ons kragtig, mag dit in ons harte insny en daarin 'n tuiste vind. Mag ons ook vandag hier weggaan met 'n begeerte om te lewe in die lig van U heerlike beloftes. Vou ons deur die liefde, deur die woord van genade. En kom droog elke traan af.
verlosser Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam Skrifbybel 18:6. Nou dit is 'n lied wat geskryf is op grond van dit wat ons lees in Openbaring 21. In Openbaring 21 sien Johannes hierdie visioen van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom, hoe wonderlik en heerlik dit is. En hoor net, ek wil graag ons lees van vers 3 tot vers 5. Hoe mooi dat dit gepraat word toe die Here elke traan sal afdroog. Openbaring 21 van vers 3 af. Toe het ek harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Kom staan en dan sing ons dit met dankbaarheid. Daarna weer rustig sit en dan lees ek vir ons. Selfs al verwag 'n mens, menslik gesproke, die dood, bly dit tog hartseer en seer. Laat dit tog 'n leemte in 'n mens se hart. Is dit nie? Dit is my altyd so interessant en mooi as mens Johannes 11 lees en daarin sien hoe dat ons Here Jesus Christus, al weet hy gaan vir Lazarus uit die dood opwek. Binne oomblik staan en huil hy daar voor sy graf. Hoekom doen hy dit? Hoekom huil Jesus as hy weet hy gaan Lazarus uit die dood opwek? Nou, een van die redes is omdat hy as ons Here en ons hoofpriester wat met ons bemoeienis maak, wat met ons meeleef op 'n manier wat ons nie mekaar kan meeleef nie, omdat hy sien wat die dood veroorsaak daar aan die mense rondom hom. Dit bring seer, dit bring ellende en hy voel dit saam met ons.
ons hier op aarde nie seer en ellende weens die dood beleef nie. Die goeie nuus van die evangelie is dat die Here se beloftes so heerlik, so groot, so ryk, so diep is, dat dit ons troos en ons hoop gee te midde van die seer en die ellende wat selfs die dood bring. En is hierdie troos en hoop wat ons vanoggend opnuut wil ontdek, waarvan ons vanoggend opnuut wil hoor vanuit hierdie paar verse in 2 Timoteus. In 2 Timoteus is Paulus se laaste brief en terwyl hy hierdie brief skryf, beleef hy geweldige moeilike omstandighede. Ons lees dat hy in die tronk sit, hy is 'n gevangene, ons lees dat meeste van sy medegelowiges hom verlaat het, hulle het hom verloor, hy is amper heeltemal op sy eie. En tog skryf Paulus steeds hierdie brief vol hoop. Ons lees byvoorbeeld daarvan in hoofstuk 2 vers 9 waar hy sê vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Met ander woorde, hy sê selfs al is ek geboei, ek is dankbaar dat die evangelie waarvoor ek my lewe gegee het, nie geboei kan word nie. En dan skryf hy hierdie brief juis om vir Timoteus aan te spoor om te sorg dat hierdie evangelie wat soveel hoop en troos bring nie geboei sal wees nie. Hy sê vir Timoteus, bly standvastig, doen jou werk in alles, deur alles, eer van ons Here en tot die uitdra van die evangelie en die bou van die Here se koninkryk. En aan die einde van hierdie brief sien ons dat Paulus baie persoonlik raak. Timoteus was vir hom soos 'n seun. Paulus was vir Timoteus soos 'n pa. Hulle het vir jare saam gewerk. Paulus het hom baie geleer en hulle het werklik 'n mooi en 'n intieme, naby verhouding. Paulus besef dat hierdie waarskynlik die laaste opdragte, lering en raad is wat hy aan sy geliefde helper Timoteus kan gee. Dan gebruik Paulus verskeie beelde om oor sy nabye dood te praat. En dis juist deur hierdie beelde oor sy nabye dood wat ons soveel troos kan vind. Begin in vers 6. Daar sê hy, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Nou, dit is 'n heenwysing na iets wat in die Ou Testament gebeur het. Julle het waarskynlik al gehoor van die drankoffers wat die volk Israel in die Ou Testament gebring het. Hulle het goed soos wyn byvoorbeeld gevat en dit op die offeraltaar uitgegooi. En die simboliek was dan soos wat hierdie wyn wat ek op die altaar uitgooi, verdamp en daai heerlike geur opstyg. Eer ek die Here. En so wil ek ook my lewe as 'n heerlike geur na hom toe laat opstyg. Paulus eer daardeur. My hele lewe, ten minste vandat ek tot bekering gekom het ek so as drankoffer aan die Here gewy. Want hy is waardig. En ek is dankbaar dat ook hierdie laaste oomblikke nou soos die heerlike geur na hom kan opstyg. Hy word as drankoffer uitgegiet. En daaroor is hy dankbaar. As 'n mens in hierdie tyd Paulus se teestanders sou vra oor Paulus se nabye dood, dan sou hulle gesê het, hulle is baie bly en hulle is baie dankbaar, want uiteindelik word Paulus wat volgens hulle soveel dwalinge versprei, vernietig. Uiteindelik sou hulle sê, verloor hy die stryd. Paulus sê nee, ek word as drankoffer uitgegiet, as 'n oorwinnaar volkome, volledig, finaal aan my Here gewy, sodat ek by hom kan wees. In een van Paulus se ander briewe, Filippense, sê hy letterlik, hy weet nie wat hy moet kies nie, moet hy nog hier bly en wens om verder te werk ter wille van die Here, of moet hy eerder wens om by die Here te wees, want hy weet as niks beter as om so finaal aan die Here gewy te word. En dan praat hy verder, die laaste deel van vers 6. Die tyd van my dood is voor die deur. Letterlik staan daar, die tyd van my losmaking is naby. Dit het gekom. Hierdie woord losmaking wat hier gebruik word, is dieselfde woord wat in die antieke tye gebruik is om te beskryf hoe dat 'n boot losgemaak word van die hawe, sodat hy die see kan invaar. En daardie sê Paulus as het ware, hy beleef, hy word nou losgemaak van hierdie lewe, sodat hy die volheid, die volkome heerlikheid van die ewige lewe kan invaar. Hy word losgemaak van hierdie lewe, sodat hy die volheid van die ewige lewe kan invaar. Dis duidelik die taal van iemand wat homself jammer kry daar in die tronk omdat almal hom verlaat het. Dis iemand wat skryf vanuit 'n dankbaarheid en 'n opwinding om volledig by sy Here te gaan wees.
vers 7 gaan Paulus aan verder. En hy sê daar, ek het die goeie wedloop afgelê. Letterlik, ek het die goeie stryd gestry. Daarin sien ons ook, Paulus erken, soos wat dit baie plekke in die Bybel sien, hierdie lewe is soos 'n wedloop. 'n wedloop is iets wat energie verg. Dis iets wat moeite verg. Dis iets wat baie keer moeisaam en moeilik is. Maar dit is al daai moeite en moeisaamheid en energie en volharding werd. En Paulus het werklik die moeilike omstandighede in hierdie lewe ter wille van die evangelie beleef. Ons lees byvoorbeeld in 2 Korintiërs 11, hy is baie keer in die sweep geslaan, hy het skipbreuk gelei, hy was baie keer honger, hy is met klippe gegooi, hy het vervolging beleef, honger, naakheid, allerhande ellendige goed. Hy het die stryd beleef, die wedloop gehardloop, maar dan met volharding. Omdat hy deur die krag van die Gees sy oë gerig het, soos ons Here Jesus Christus, op die vreugde wat in die vooruitsig was. Paulus bely deur die krag van die Heilige Gees aan ons gee. Hy het volhard in die taal van die res van vers 7, hy het gelowig en uit volge. En sien raas, hoekom hy so uitgehou het en aangehou het in sy getrouheid en gehoorsaamheid aan die Here, al het dit hom so baie gekos. Hy het dit gedoen want hy het geweet wat sy beloning sal wees, en hiervan praat hy in vers 8, as hy daar sê, nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Letterlik staan daar, nou wag die kroon van geregtigheid vir my. Geregtigheid hier verwys na volmaakte gehoorsaamheid aan elke liewe eis van die Here, aan elkeen van sy wette. As mense in hierdie eerste eeuse tyd, en partykeer vandag nog, julle het dit waarskynlik al gesien, 'n wedloop voltooi het, en hulle was die oorwinnaar, dan het hulle so 'n kroon ontvang, 'n laurier of 'n blomme kransie, om te wys dat hulle die oorwinnaar is. En Paulus sê, hierdie kroon wat wys dat hy 'n geregtige is, wag nou vir hom. En dan kan mens wonder, maar is Paulus dan nie arrogant om dit te sê nie? Bedoel hy hierdeur, of hy het in boeker gewerk, hy het so baie van die Here gedoen, en daarom is hierdie kroon vir hom weggeneem? Natuurlik nie. Natuurlik nie. As ons in Jesus Christus glo, dan ontvang ons nie net vergifnis van ons sondes nie, ons ontvang ook sy geregtigheid, sy volmaakte dade. Baie keer as ons aan verlossing dink, dan dink ons net aan die eerste deel, ons dink net aan ons sonde word weggewas, ons word gereinig van al ons sonde. Natuurlik is dit so, en is 'n heerlike voorreg dat ons dit mag weet, as ons aan hom glo. Maar ons verloor nie net iets nie, ons verloor nie net hierdie sonde waar ons skuldig is, deur dit wat Jesus Christus gedoen het nie. Ons ontvang ook iets. Ons ontvang, sê die Katechismus ook, sy heiligheid, sy genoegdoening, sy geregtigheid, asof ons self so heilig geleef het, asof ons self genoeg gedoen het tydens ons lewe hier op aarde, asof ons self so volmaak is in ons dade, soos wat hy was en is. Al daardie goed word aan ons geskenk, kom op ons rekening, deurdat ons in hom glo. En dis die kroon van geregtigheid waarvan Paulus hier praat. As gelowiges, kom ons as dit ware voor die Here, nie met dit wat ons gedoen het. Ons kom en sê, ons kom met wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En ons weet is ons is deur ons geloof in hom. En ons daar hier op aarde is beslis die betekenisloos. Dit is 'n getuienis van die feit dat ons dankbaar is vir die wete dat ons so voor die Here mag kom en dit wat Jesus Christus gedoen het. As verlosters, as geliefdes van ons Here. Dat Paulus kom en hy sê hierdie kroon van geregtigheid wag nou. Hy is daarvan seker, want hy weet Jesus Christus is sy Here. Alles wat ons tot dusver gehoor het vir die Here se woord, plaas die vooruitgaan van 'n geliefde, soos ouma Letty, so mooi in perspektief. Natuurlik is daar hartseer, daar's verlange, daar's 'n leemte in 'n mens se hart. Natuurlik. Maar
Ek hoop ons elkeen sien so duidelik uit hierdie gedeelte. Daar is hoop. Daar is kosbare, heerlike beloftes van ons Here wat hy ons skenk om ons te dra en ons krag te gee te midde van die seer, die verlange en die leemte. Nou soos dat ons vandag aan Omaleki se vooruitgaan in die lig van die beloftes van die evangelie, dit kan ons ook sien. Sy, wie se lewe getuig het, dat sy lief is vir ons Here en hom geken het, sy is deur die Here geroep tot die volheid van die ewige lewe. Sy is volmaak, volkome as drankoffer voor hom uitgegee en het soos die heerlike geur voor hom opgestyg. Ja, sy het haar wendloop afgelê. Sy het wenstreep bereik. Dood is nie die stryd wat ons verloor het, dis die wenstreep. Hier is ons nou by ons Here. Ons het baie keer geval en gestruikel, soos wat sy self ook geval en gestruikel het in haar lewe. Maar sy het die wenstreep bereik, nadat sy deur die krag van die Here gelowig en uit volgehou. En nou het sy die oorwinnaarskroon ontvang, omdat sy ingeplant is, deel is van die oorwinnaar, Jesus Christus, wat so goed en genadig is, dat hy daar die oorwinning met ons deel, dat hy sy lewe as God en as Here en as koning van die heelal gegee het, sodat ons daarin kan deel. Niks, maar niks, wat Omaleki op hierdie aarde deurgemaak het, hoe seer en hoe moeilik dit ook al kon wees, weeg naaste my, hoe genaamd enigsins op teen die heerlikheid, wat sy nou daar voor die troon van ons Here beleef. As sy kon, sou sy dit vir ons geskree. En is juist hiervan, waartoe die Bybel en ook die gedeelte soos 2 Timoteus 4 ons roep, om dit te glo en dan hieraan vas te kry. Het is nie dat ons as gelowiges nie die ellende van sonde en die gebrokenheid van sonde en dit wat die dood bring beleef, maar dat die beloning wat Jesus Christus vir ons gebring het, alles verre weg betref. Hoe groot is God se genade nie dat ons dit mag sê? Eerlik, as ons na ons eie lewens gekyk het, sou ons dit nie kon sê. Maar omdat ons oor hom gerig is, kan ons hierdie met sekerheid sê, daarin troos vind. Hieraan moet ons vashou en hiervoor moet ons hom prys. Ook in hierdie tyd waar ons harte seer is, ons baie lief is vir Omaleki en beslis na haar sal verlang. Ons onthou ook vandag, dat ons elkeen wat nog op hierdie aarde is, lewens moet leef, wat getuig dat ons ook hierdie begeerte het, dat ons lewe en ons woorde en ons daai elke dag soos 'n drankoffer na die Here sal opstyg. Ons Here is waardig om dit te ontvang. Hy gee vir ons krag, die krag van sy Gees, sodat ons so voor hom kan leef. En hy is so goed en genadig dat hy nie net beloof dat hy die eer ontvang wanneer ons so voor hom leef nie, maar dat ons ook deur hom te eer vreugde en vervulling ontvang wat die wêreld aan ons beloof, maar nooit vir ons gee nie. Maar wat ons altyd, wanneer ons so voor hom leef, by sy voete vind. Ja, hoe kan ons anders as om so voor hom te leef? As ons oorgerig is op al die beloftes wat ons in hom ontvang. Juist om ons oor hierop te rig, gee God ook in genade aan ons mense soos Omaleki, wat ook deur haar voorbeeld van voor die Here leef, ons na die Here wys. En ons wys dat Jesus Christus die enigste en die eintlike ware voorbeeld vir ons lewens is. Mag ons hom ook volg. Mag ons hom volg, terwyl ons dankbaar is, ook vir al die tyd wat ons saam met Omaleki kon spandeer. Mag ons dit doen altyd in die wete, dat sy nie haar stryd hier op aarde verloor het, maar dat sy ons vooruitgegaan het as oorwinnaar. Ja, sy het nou daardie kroon van oorwinning op haar kop. Vind daarin troos
en word daarna aangemoedig. En sien uit na daardie dag dat jy ook daardie kroon as gelowige die Here, ons Here Jesus Christus, sal ontvang. Ons staan nou en dan sing ons saam Skrifberinge 10:2. Die Onse Vader, mag ons ook regtig terwyl ons dit sing beleef dat die Here hier met ons is en hy die een is wat ons troos en verstraf. Roep ons en lei ons en leer ons om in die lig en in die atmosfeer van hierdie beloftes te leef. Soos wat ons hier weggaan, dankie dat ons mag weet dat daar vir ons genade in die Here ons Here Jesus Christus is. Dat daar vir ons liefde is in U as ons Vader en dat daar vir ons gemeenskap, leiding en krag deur die werk van die Heilige Gees is. Mag ons dit elke dag en ook in hierdie oomblikke ervaar. Amen. Ek wil vra dat Pa Jaapie vir ons na vore sal kom en ons die bedankings doen.
duidelik genoeg in my woorde uit. Dominee Stefan, ek wil heel baie dankie sê vir die gepaste mooi boodskap wat jy vir ouma gegee het. Wat ons ouma mee agterlaat, wat jy vir ons herinner dat ouma. Stefan het jare gelede al die versoek van ouma afgekry om haar eendag te begrawe. Dit was toe hulle nog, hy het Alisa nog in Namibië gebly het en ouma en Esther een vakansie van die daar gekuier het. Stefan, baie dankie. Dan wil ek graag aan die mediese personeel, die van die begin af tot aan die einde, begin by Dr. Veldman, die middag of die oggend het ek opgebel het, ouma beroerte gehad het. Sy reëlings om ons ambulans te reël, Ellis Ras toe. Van Ellis Ras hospitaal was ouma by Netcare helikopter weer terug Midstream toe. En intussen is daar die ambulansdiens wat hulle werk met baie groot professionaliteit doen het. Ons bedank hulle ook, en dit is die executive ambulansdienste wat in Okanje gestasioneer is. Baie dankie ook aan hulle. Die mediese personeel van Ellis Ras Hospitaal, baie flink, baie vinnig gereël, almal wat met ouma te doen gehad het, was baie bereid om te help. Dan ook dankie aan Delfs, Christo julle, ek het jou laat aand gebel, vandag het julle ouens julle diens gedoen, met groot professionele optrede wat julle dit gedoen het, en baie dankie ook aan julle. Dan oom Len, die geleentheid wat oom voorgesê ja, om vir ons die laaste gedeelte, die orgelbegeleiding te kon gee, die Onse Vader, oom Len speel nie meer in ons gemeente die orgel nie, hy het afgetree, maar hy het terwille van ouma, het hy dit vir ons gedoen, vir die familie. Oom Len, baie dankie. Dan aan die sisters, wat voorbereiding help doen het, rondom die eetgoed. Baie dankie ook Beverly, vooral jy wat ouma's wijks sister was, dankie vir jou moeite. Dan wil ons vir elke een van die familie en vriende wat hier is, die moeite gedoen het, baie van hulle het van ver af gekom, sê baie dankie vir julle teenwoordigheid. Ek wil graag dit noem, dat Tansiel en Tannie Nelie is die enigste twee sisters wat my ma nog oor het. En Tannie Siel is vanoggend diesel van Ommerastad af. Ons het net al vir haar gesê, Tannie Siel, ons dink aan Tannie en baie dankie vir die bywoning van vandag. Tannie Siel is self al hoogs bejaard, maar sy was nog gesond genoeg om vandag te kan ry op die Tannie Nelie, die ander sister in Ellis Ras, kon nie vandag die hele ding bywoon nie, want sy het siek geword net voor dit. Sy is ook kort in en uit in die hospitaal, en daarom sê sy vandag nie aan. Tannie Siel, Tannie Nelie, baie dankie aan julle, en Tannie Nelie is afwesig. Dan wil ek dankie sê vir die persone wat gehelp het met die voorbereidings, dit sluit nou in vandagse diens, die program, die begrafenisbriefie, die voorbereiding van die werk wat gedoen is rondom die graf en die begrafplaas self. Ek wil graag bedank vir Joop en vir Hendrik, met my arbeiders wat saam was. Hulle sal heel waarskynlik ook net oor daar die graf wees. Baie dankie Joop vir julle moeite, en dan vir Esther en die mense wat saam met Esther kos gemaak het. Die verversing goed voorsien, Esther vir jou tuin, baie dankie. Dan wil ons graag bedanking namens myself en my gesin, en Cassie en sy gesin, wil ons doen aan Danny en aan my sister, en
met sy gesinnie en Ben met sy gesinnie. Vir die afgelope 19 jaar, wat my pa oorlede is, het Siel en Danny en Jordan en Ben vir ouma Letty opgepas. Hulle het by my ma in die huis ingetrek om na haar te kyk en hulle het dit gedoen met baie groot liefde. Ons kon deur die tyd, het ek en Cassie die gerustheid gehad met ons families, ons gesinne, dat ouma in goeie hande is, dat ons ma goed versorg is en goed versorg word deur Siel en haar hele gesin. Daar was tye gewees wat ek byvoorbeeld vir ma ergens moet heenvat. Cassie ook, of ons gesinne. En al sou ek vir ouma aan die hand gevat het, in die arm gevat het en saam met haar gestap het, sal sy vir my gesê, nou waar is Siel dan? En Cassie het baie keer vir my gesê al, dat hy dink die rolle is al omgeruil. Maar ouma Grootjie het al geglo of al gedink, dat Siel is die ene wat haar moet versorg. En Siel, vir jou hele gesin, Dan, jy is skoonseun veral, julle kleinseens, en later met julle hele gesin en jou hele familie. Baie dankie vir die werk en die liefde waarmee julle ons ma versorg het. Dit was ons 'n groot eer geweest om te kan sê dat sy is gelukkig omdat sy beheerlik is. En gelukkig wanneer sy beheerlik is. In dieselfde asem wil ek ook vir Edith en klein Jolien en vir Jordan ook baie dankie sê. Daar is tye gewees wat Danny en Siel moes weggaan van die plaas. En dan was dit baie kere hulle twee wat gesê het, ouma, kom op na ons toe in Ellisras. En ouma het baie geniet om so toe te gaan. Want ek het verstaan dat as ouma opgestaan het Jolien vir ouma aan die hand gehad, maar het mooi gekyk dan. Jolien spesifiek vir jou. Baie dankie en ouma het elke keer waardeer en vertel as jy na ouma gekyk het. Hoor. Dankie Here. Dan sal ek graag net 'n laaste iets wil sê rondom die laaste, kom ons sê die laaste jare. Dit is heel waarskynlik die enigste rede hoekom ons dit sal bære tot op die laatste. Die boek wat geskryf is rondom Joop en Letty Erasmus. Daai boek sou begin in 1933 waar sy gebore is en terselfdertyd die jaar wat my pa gebore is. Dan sal daar 'n tyd verloop van 50 jaar daarna waar hulle saam gewees het. En dan sal daar 'n tydperk wees van 74 jaar oud, sterf in 2007 my pa. Dan 'n gedeelte verder sterf in 2026, pa 74, ma 93. So daai boek is vandag en in die afgelope tyd is daai boek sy laaste hoofstuk waar het gaan oor hulle twee se lewe op aarde. Is by daardie gedeelte, daardie laaste bladsy van daardie hoofstuk is toegemaak. En wat dan oorbly waar die boek moet aangaan, is waar die kinders
en kleinkinders en agterkleinkinders. Met ander woorde, my, Cassie en Siel se gesinne en ons later families dan weer moet aangaan. Maar dit is 'n eer en 'n voorreg. Dit is ook om nie geberg tot nou. En ons het nie die begrafnisbriefie gesê. Dit is 'n eer en 'n voorreg vir die wat agterbly, om te kan sê, dat die voorbeeld van hoe die Here gedien word, as man en vrou, as ouers, as oupa en ouma, ouma groei, is dit 'n voorreg wat ons het, om te kan sê, dat vir die wat agterbly en in daardie boek sal moet volg, en die geskiedenis in daai boek gaan volg, is die voorbeeld van hoe dit gedoen word reeds gestel. En die voorbeeld is nie gestel deur gesê hoe dit gedoen word. Die voorbeeld is gestel deur na hulle te kyk en na hulle te luister. En dit sou genoeg wees om te weet dat die voorbeeld wat gestel is, die regte een is. En daarom is ons dank aan die Hemelse Vader dat hy maar net die geleentheid gegee het tot 2026 om haar invloed wat sy gehad het, haar leerlinge wat sy aan ons moes voordrag tot 2026 te kon doen. En daarom ons dank aan die Here. Dank Here. As ons hier vanaf beweeg plaas toe, as iemand voor jou staan en ry, en is een van ons, dan is daar 'n rede voor. Die pad is, die grondpad by ons is baie sleg. Daar is 'n plek wat baie lelik is. So wees maar geduldig. Die blaadjie sê dit, ons begrawe my ma, langs my pa, op die Rinkel. So ons gaan uitbeweeg so doen. As ons daar kom, moet ons maar kyk net elke een vir 'n parkeerplekkie, en dan sal ons, as ons daar is, sal ek reëlings tref, net vanaf deurgee, waar daar 'n toiletgeriewe en so meer is. Ons kan dan uitprobeer, en so ek sê, ons sal verder met daar reëlings tref. Baie dankie.